Vandag leer ons 'n wonderlike storie uit die Bybel, die verhaal van Moses en die brandende bos. Maak gereed vir 'n avontuur vol verrassings, geloof en God se roeping. Ek het my Bybel onder die arm en my sandale aan. Dis tyd om te ontdek. Ek het my notaboek en my vergrootglas. Ek wil weet hoekom daardie bos gebrand het, maar nie uitgebrand het nie. Toe Moses nog 'n baba was, moes sy ma hom wegsteek vir die farao. Sy het hom in 'n mandjie gesit en in die Nylrivier laat dryf. So Moses het 'n riviertoer gehad voordat hy kon kruip. Ja, en God het hom beskerm. Die farao se dogter het hom in die water gevind en hom grootgemaak as haar eie. Later, toe Moses groot is en skape oppas, sien hy 'n bos vol vuur, maar dit brand nie uit nie. Ek dink dis 'n spesiale godvuur. Gewoonlik moet jy vinnig blus. God het uit die vuur gepraat. Moses, ek het my volk se lyding gesien. Gaan help hulle. En Moses het gesê, want hy was bang. Maar God het beloof, ek sal saam met jou wees. En Moses het geglo. Moses het na die farao gegaan en gesê, God sê, laat my volk gaan. Maar die farao was hardkoppig. Dis is wanneer ek vir ekstra koek vra en mamma sê, nee, klaar gepraat. God het 10 plaae gestuur, van paddas tot bloed in die water, en toe laat die farao hulle gaan. Maar toe kom hulle by die Rooi See. En God maak 'n pad in die water. Dis is 'n magic deur in die see. Ek sou my skoene uitgetrek het. God het hulle veilig gelei, want hy hou altyd sy beloftes. Wat leer ons hieruit, maatjies? Maatjies, God het vir Moses gebruik, al was hy bang en nie mooi kon praat nie. So, as ek bang is vir 'n groot taak, kan God my ook help? Presies. God gee ons moed wanneer ons hom vertrou. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat U met ons praat, selfs op vreemde maniere. Gee ons ore om te hoor en harte om te glo. Gebruik ons al voel ons klein. Amen. God het met Moses gepraat uit 'n brandende bos. Wie weet hoe hy vandag met jou wil praat. Miskien nie deur vuur nie, maar dalk deur 'n vriend, 'n droom of selfs 'n les soos hierdie een. Tot ons volgende Bybelreis, maatjies, hou julle harte oop, julle oë nuuskierig en stap saam met God, waar hy julle ook al lei.